Goeiedag en welkom by nog 'n uitgawe van die Skoolkompas. Vandag is my gaste die SAOI. Baie welkom Paul Sauer en Louis Swanepoel. Dis lekker om met julle te gesels en meer oor die organisasie te leer. Voor ons praat oor onderwysake, vertel my net 'n bietjie van julleself sommer op 'n informele vlak. Wie is julle, wat doen julle in die organisasie? Baie dankie Daniela. Paul Sauer, uitvoerende beampte van die SAOI, so vir die laaste 3 jaar nou al. Ek is 'n gebore en getoe Oos-Kaapenaar. Ek het in die Vrystaat gestudeer. Ek het daar my vrou ontmoet en daar my hele onderwysloopbaan toe deurgebring. Ek het deur al die stappe gegaan. Was lank betrokke by die SAOI op verkose leierskap en toe uiteindelik die pos van IB oopkom, het ek aansoek gedoen en ja, die laaste 3 jaar so nou daarso. Baie passievol oor die onderwys, ek glo dis 'n roeping vir my en nog steeds en daarom baie opgewonde om vandag saam met jou te wees. Dankie. Nou bly jy in Pretoria. Nou is ek so half en half nog met die een been in Pretoria, maar ja, ek moet nou glo Bloubil wees, maar ek dink ek is een. En jy, Louis? Ja, Daniela, goeiemiddag, baie dankie vir die geleentheid. Groot geword, gebore in Nylstroom, daar in die Waterberge, die ou Noord-Transvaal, huidige Limpopo. Plaas groot geword, lekker boerseun groot geword, ek en my twee boeties, en gematrikuleerde hoërskool Nylstroom, van daar af Potchefstroom toe, daar al my studies gedoen, ook my vrou Betsy daar ontmoet in my 3de jaar. Sy is opvoedkundige sielkundige, so dit lekker raakvlakke met die onderwys saam, en dan toe ek begin skool hou by Potchefstroom, en toe van daar af, van 94 het ek Laveld toe getrek, hoërskool Nelspruit. So dit is basies in kort, ek is tans president van die SAOI. Ek was my laaste 15 jaar voor ek voltyds as president ingekom het, hoof by Hoërskool Nelspruit. So die onderwys is absoluut my hele bestaan, my hele wese. Ons is familie, ken niks anders as skole nie. Ons het ook heeltyd so gebly by skole, waar ons behuising gehad het. So ons groot word was op die skoolterrein gewees. Veral vakansietye was vir ons 'n wonderlike tyd. Dan is al die fasiliteite vir die gesinnetjies beskikbaar. En 2 van my dogters is ook in die onderwys, wat vir my baie besonders is, wat wys dat hulle verwysing ook positief is. En so nee, hart en siele onderwyser, en is my baie groot voorreg. Dit is so lekker dat julle dit sê, want ek dink, ons praat vandag oor die hart en siel van onderwys. Ook die uitdagings, maar eintlik om 'n positiewe boodskap ook uit te stuur. So kom ons begin sommer daaroor. Die SAOI, dalk nou vir iemand wat nou hier kyk en nie weet wat die organisasie is, wat julle doen nie. Suid-Afrikaanse Onderwysersunie. Ek verstaan dit is 'n baie ou organisasie, ouer is julle as ek reg verstaan. Ja. Vertel my 'n bietjie van die wortels van die SAOI. Ja, miskien kan ek dit ook sê, die ou Transvaalse Onderwysvereniging, het sy bestaan van 1893 af. Sjoe. So dit is baie jare terug, en so dis dan meer die onderwysvereniging, die professionele vereniging gewees, en ek hier in 94 met die nuwe demokrasie, het daar basies dan, ek wil amper sê waterskeiding, jy weet, gekom waar wetgewing ingekom het, waar onderwysvakbonde, jy weet, al hoe meer bestaansreg gehad het, en ons toe besef het dat die onderwysvereniging se tyd nou uitgedien is. En in daai tyd was dit basies die oorgang, jy weet, van die ou TO, ook die Kaaplandse Onderwysvereniging wat was, en Natalse Onderwysvereniging in die Vrystaat, waar Paul hulle betrokke is, en toe het ons 'n federale omgewing gehad, waarin elke provinsie basies sy onderwysvakbond gehad het, die SAOI, maar later het dit ook nie by die nuwe regering bepaalde affiniteit gevind nie, en via die RAVO's daar dan ook druk toegepas, dat 'n ou eerder na 'n unitaire omgewing toe beweeg, en toe die SAOI as eenheid, jy weet, in Suid-Afrika sy voete begin vind. So dit is min of meer die begin. Paul is nou 'n bietjie meer in die vakbondwese betrokke, en ek dink hy kan hom nog 'n bietjie meer intleer. Ja, die metamorfose eintlik oor die jare, en hoe lyk die organisasie vandag? Ja, nee Daniela, regtig, ons is regtig trots op die herkoms, want ons herkoms was nie net volledig Afrikaans nie, dit was ook Afrikaans en Engels gewees. Nogal uit die Vrystaat uit, die ou Ofsolf by die Vrystaat was nogal 'n Afrikaans-Engelse organisasie gewees, wat ons gehad het. En ja, en toe met die unitaire vorming, om een organisasie te hê, was dit natuurlik, en jy weet hoe ons as ons mense saamwerk, hulle sukkel om in een rigting te trek, maar ek dink na 30 jaar, en ons vier hierdie jaar ons 30ste bestaансjaar, regtig waar 'n voetspoor in die onderwys gevestig vir professionele onderwysers, en ek dink ons gaan 'n bietjie later dalk daaroor meer gesels, maar ek dink dit is ons essensie,
Ons het besef daai tyd dat as ons nie in die vakbondwese instap nie, dan gaan ons plek verloor. En dan gaan ons die ander stem in die onderwys gaan ons dalk nie kan wees meer nie. En ek dink dit is belangrik dat ons dit moet onthou. So in terme van daai groot aspek het ons dan ons voetspoor. Ons is 5 onderwysvakbonde in die land, waarvan een 'n baie groot een is en dan die ander 4 is min of meer in 'n samewerkingsooreenkoms, maar ons is vakbonde in eie reg ook. En ek dink daar gaan nie plek wees vir ander vakbonde meer in die onderwyssektor om in te kom nie, maar ek dink op die einde van die dag, dit is wat ons herkoms is. Ons het 'n goed gevestigde spoor in al 9 provinsies. Dit is een van ons doelwitte ook om seker te maak, ons is aktief betrokke by die vakbondwese, maar ook aktief betrokke by die professionele onderwys. As jy sê daar's 5 organisasies, hoekom spesifiek hierdie ene? Wat bied julle vir julle lede? Waarom sluit mense? Vind julle aan onderwysers? Waarom is hulle lid van die SAOI spesifiek? Ek dink is baie belangrik. Ek dink 'n doelgerigte aksie van ons kant af is dat ons regtig waar etiese, waardegedrewe omgewing wil skep. En ek dink ons ouens, ons lede wil 'n professionele een wees. En die vakbond gedeelte hak bietjie baie moeiliker aan hulle want ou moet ons lede laat groei in daai gedeelte. Maar 'n lid wat by ons aansluit, voldoen aan ons waardes, voldoen aan ons uitkyk van professionaliteit, voldoen aan, weet jy, ons moet die plek 'n beter plek maak. Die kind is vir ons belangrik. Die omgewing is vir ons belangrik. Die beskerming van daai spesifieke aksies is vir ons regtig van groot belang. As ek kan aansluit Daniela by wat Paul sê is, ek dink ons primêre fokus is nie om net te sê, kom ons kyk, hoe kan ons die belange en regte van onderwysers na alle koste beskerm nie. Maar ons fokus is in 'n groot mate, hoe kan 'n ou die onderwysomgewing kwaliteit maak en gehalte maak, sodat jou onderwysers daar binne kan floreer. Want dit help ook nie, mense het net 'n klomp streng wette en regulasies wat die owerhede op hulle tone hou, maar ons onderwysers leef in nie gunstige omstandighede waarin hulle skool hou nie. So ons sê, skep 'n veilige skoolomgewing, skep 'n kwaliteit skoolomgewing, stimulerende skoolomgewing waarna onderwyser graag om kan tuisvind. En dan het ons nog steeds die verantwoordelikheid om die arbeidsregtelike ook te beskerm en dit dan daarmee saam te vat. So ons bied 'n bietjie meer as net dit. En ek dink dit is in 'n groot mate vir my gesetel waar ons 'n professionele vereniging was voor die tyd. Het ons al die kuns oor baie jare, jy weet, bemeester om te sê, maar wat kan ons doen om aanvullend tot die onderwysdepartement die professie uitbou, vorder? Hoe kan ons onderwysers van ons kant af oplei? Hoe kan ons raad gee? Hoe kan ons advies gee? En hoe kan 'n ou beskerming gee, sodat die onderwysers op die ou einde hulle ten volle kan? Dit bring vir my dadelik so 'n bietjie 'n menslikheid in. Dis nie net koud en klinies en arbeidskwessies nie. Ja. En die onderwys is tog, julle praat aan die begin so mooi oor die passie vir die werk. Dit is nie net 'n werk wat jy ingaan 8 tot 5 of wat ook al en jy doen dit nie. Maar jy het 'n mooi woord nou gebruik, jy het gesê floreer. Onderwysers moet floreer. Ons sal nou praat oor dit. Kom ons kyk eerder na die ander kant van die munt net vinnig, die uitdagings. Ons weet ook daar is baie onderwysuitdagings. Mense wil nie fokus op die negatiewe nie, maar wat sien julle by julle lede is regtig die dinge wat maak dat hulle partykeer sukkel om te floreer as onderwysers, en ons sal nou praat oor die positiewe ook, maar wat's van die uitdagings in die onderwys? Ek dink ek gaan vir Louis die kans gee om regtig waar die inslag op die welstand te vat. Dan sal ek bietjie die werksomstandighede bietjie beter inkleer. Ja. Ek dink net as ek kan afskop Daniela, dink ek die hele raamwerk vir ondersteuning binne die onderwyssektor gee pad en dit in 'n groot mate. So onderwysers, skole, skoolgemeenskappe is al hoe meer op hulle self aangewees. Jy weet, hulle moet planne maak. Hulle moet, jy weet, daar's nou nuwe onderwyswetgewing wat sê graad R is nou basies verpligtend. Dit moet gebeur, maar die omgewing, die strukture, die sektor maak dit nie moontlik dat dit geïmplementeer kan word op grondvlak nie. So ouers plaas druk op skole om te sê, hier's my graad R kind, my kind moet volgens wet skool toe kom. Kan julle my kind akkommodeer? So skole moet nou probeer kyk wat kan hulle binne hulle vermoë en kapasiteit doen om op die ou einde, jy weet, kwaliteit en sukses daar te probeer stel. So dit het 'n enorme impak op die welstand van ons opvoeders op die oomblik. Einde verlede jare is die Tallis verslag 2025 is hy vrygestel.
En een van die skokkende statistieke wat uit die navorsing daar na vore gekom het, is dat dat in die omgewing van 50% opvoeders oorweeg om binne die volgende 10 jaar moontlik uit die onderwys uit. Hulle oorweeg dit. Suiwer omdat die omgewing hulle op die oomblik gevaarlik. Die omgewing is so dat hulle eerlik voel, hulle is besig om hulle self te verloor, hulle is besig om sinne te verloor en hulle is besig om hulle totale menswees te verloor. So ek dink dit is vir my die groot ding. Op die oomblik word ons opvoeders net gedreineer. En van alle kante af, jy weet, van die owerhede se kant af, van die ouers se kant af, dan kry jy dit ook van jou bestuure in skole. Jy weet, die skoolhoof, die topbestuur, moet hierdie skool ook so suksesvol as moontlik bestuur, sodat daar 'n vraag bestaan van kinders wat graag na hierdie skool toe wil kom. So daar's heeltyd druk op alle fasette wat op die tafel is. Een van die groot oorsake wat ook nogal baie sterk uit hierdie talesverslag na vore gekom het, is die hele kwessie van die administratiewe lading wat net onmenslik is. Dit hoor mens baie. Ja, en ek dink ons is besig daardeur om ons onderwyserskorps te vernietig. Want hier kom 'n nuwe kringbestuurder, hier kom 'n nuwe onderwysamptenaar en jy weet, hy het nou sy eie planne. So formate waar volgens punte en gegevens van skole gekry moet word, moet nou op 'n sekere formaat wees. Nie dat die voriges nie reg of verkeerd was nie. En aan die ander kant, as ons gaan kyk na SA SAMS, is 'n stelsel wat in al die skole al gevestig is, waar die onderwysdepartement eintlik alle inligting van 'n skool het. So hulle hoef eintlik niks te vra nie. Hulle amptenaar moet net gaan sit en opdrag gee om te sê wat se inligting wil hy die stelsel uitkry. Maar daai druk kom voortdurend op. Dan kry jy dit ook, die hele kwessie van administratiewe las, jy weet, ouers plaas druk. My kinders is betrokke by hierdie netbalspannetjie. Ek wil nou weet hoe laat ry die bus. Hoekom is die bus nie betyds nie? Hoekom het julle nog nie gesê wat se klere moet die kindertjie saamvat? Moet hulle kos saamvat en dis meer. So alles is positief en gunstig, maar dis 'n nimmer eindigende druk wat op ons mense kom. Daarom dink ek sal ons baie mooi moet gaan kyk en ek hoop ons kan nou in die gesprek 'n bietjie gesels ook. Kom is 'n skool eintlik regtig daar? Wat is die kernbesigheid van 'n skool? En ek dink ons moet seker maak ons met die belangrike goed in 'n skool besig. Jy weet waarna ons moet gaan kyk, sodat ons nie moet partykeer so op die vrugte van die boom fokus om te kyk wat ons graag wil hê dat die boom op die ou einde al en al vernietig gaan word en ons dan met niks aan sit. So ek dink welstand enorm en dit is suiwer omdat die ondersteuningsbasis van ons opvoeders pad gee. Dit is net nie meer in plek nie. Dankie. Ja, Louis verwys na die welstand met 'n klomp aspekte. Ons kan nie die welstand losmaak van onderwys wees nie. En ek dink rondom die onderwys wees is dit belangrik dat ons al besef administratiewe druk, leerderdissipline, veiligheid by skole, en ons het uitstekende skole waar ons al hierdie goed in plek het, maar dan kom daar ander druk wat die fokus van wat is 'n skool bietjie wegvat van die fokus af. En ek dink dit is die belangrike aspek. Die hele hantering van onderwyswelstand is op almal se lippe, maar niemand vat dit ernstig op nie. Die talesverslag verduidelik dit vir ons. Uit ons statistiek wat ons insamel kan ons sien, ouens tree nie net af nie, hulle bedank uit die onderwys uit. En dit is ons groepering tussen 25 en 45 45 wat uit die onderwys uit bedank. Dit beteken goeie mense wat loop en ander aspekte gaan begin soek, bloot net omdat hierdie goed nie vir hulle werk. En hulle moet eintlik die leiers van môre wees. En hulle moet die leiers wees. van môre wees. En daarom sê ek ook, ja, 'n gemeenskap in 'n skool moet na homself kyk, maar daarom is dit vir ons nog meer belangriker dat ons baie mooi gaan kyk dat die bestuur in 'n skool ons welstand oppas. Ons moet dit as 'n greintjie goud beskou, dat wanneer jou personeelkorps wat jou vrag dra, gesond en goed en sterk en gelukkig is, dan gaan dit goed met jou skool. Wanneer dit nie so is nie, dan begin dit al hoe moeiliker te raak. En ek dink ons moet hierdie ene baie ernstiger opvat as wat ons tans doen. Julle kan natuurlik as organisasie nie alles self doen om onderwysers by te staan en te help nie, maar julle sien tog wat is die kwelpunte, julle hoor hulle hart. Wat doen julle binne julle eie vermoë om hulle by te staan? Ons het so 2 jaar terug, Daniel, het ons en weer eens dit was uit lede gebore uit. En ons wil die krediet daarvoor
aan ons lede gee om te sê, hoor hierso, ons moet iets begin doen, en wat kan julle doen? En weet jy, ons het toe SOE Help geskep. Hy hardloop nou al so 2 jaar, amper 2 jaar wat hy nou al hardloop. Ons het 'n baie goeie ooreenkoms met Noordwes Universiteit gekry, en ons het 'n 24/7 krisislyn beskikbaar gestel, maar nie net dit nie. Ons het ook dan 'n voorsorgmaatreël bekend gestel. En die belangrike ding wat ons graag wil sê, vir die ouens wat hierna luister is, dit gaan nie vir 'n SOE lid nie. Dit gaan vir die personeelkamer. So of jy nou 'n lid is of nie, ons gee nie om nie. Gebruik SOE Help, want welstand van onderwys is vir ons belangrik. Natuurlik as daar meer ernstige gevalle is, dan is daar 'n manier dat 'n ou kan gratis hulp ook aanbied vir verdere sessies, maar op die ou end van die dag het ons 'n 3-ledige doel hiermee. Ons wil graag onderwysers die kans gee, enige onderwyser. Die tweede doel wat ons wil graag hê, is ons wil graag voorkomend optree, en saam met die voorkomende optrede wil ons graag hê, hoor hierso, as daar regtig 'n krisis is, dat jy onmiddellik gehelp kan word. En dan wil ons bitter graag hiermee onderwysopleiding beïnvloed op die langtermyn, om ons personeel en ons lede en die onderwyskorps goed voor te kan berei, om hierdie uitdagings te kan aanvaar op 'n daaglikse basis. En word dit benut, hierdie hulplyn? Ja. Ja. Ons sien toenemend, aanvanklik was die mense huiwerig, want nou het ek 'n persoonlike gesprek met 'n terapeut. Dan moet ek bietjie oopmaak. Gaan hierdie gesprek nou by my skoolhoof land, of waar gaan dit nou uitkom? Tot die lede agtergekom het, maar hierdie is totaal en al onafhanklik en anoniem. En dit begin nou absoluut eskaleer. Ons kyk ook na die hoeveelheid mense wat die voorkomende programme, jy weet, op ons webwerf gaan kyk na, lees, gaan video's kyk, om te kyk, jy weet, indien hulle miskien bepaalde simptome begin toon van depressie of angs of wat ook al, kan jy agterkom die hoeveelheid kykers na dit toe raak toenemend wat op die tafel is. Maar ek wil miskien net aansluit, Daniela, by dit wat Paul sê. Ek dink, partykeer is ons groot frustrasie, is dat die nood is so groot, maar ons kapasiteit om te kan help, jy weet, is skiet baie ver te kort. So wat ons gedoen het, ons het nou verlede jaar ons nuwe verkiesing gedoen, waarvan ek nou deel is, Paulus permanent by die SAWE as uitvoerende beampte. Ek is deel van die verkose leierskap, en elke 3 jaar het ons verkiesing, en ons het toe verlede jaar na die verkiesing vir mekaar gesê, dit help ook nie, ons verfyn net strategie, en kyk waar kan ons nog meer dienste gee nie. Maar hier gaan dit nou letterlik die Pareto beginsel, ons moet op die minimum fokus, maar met die grootste impak probeer kry. So, ons het nou 'n strategiese navorsingsprojek, het ons geloods, wat ons onafhanklik gedoen het, wat baie tyd en omvattende, kom ons sê, ondersoek was. Dit het 'n kwantitatiewe navorsing ingesluit, vraelyste, dan kwalitatief, ons het met bestuurslui, personeel in al 9 provinsies, platteland, stedelik, kleinskooltjies, groot skole, gesprekke gevoer. Ons het dan ook met meningsvormers uit die mediawêreld, meningsvormers van tersiêre inrigtings, mediavormers van burgerregtelike organisasie en meningsvormers vanuit die arbeidssektor, die onderhandelingskamers en iets meer. So ons verslag is nou gefinaliseer en ons gaan hom nou die 24ste Junie met ons kongres hier in Johannesburg, gaan ons hom dan ook bekendstel en vrystel. Nou, hoekom het ons dit gedoen? Ons het vir mekaar gesê, vir die SAWE oor 5 jaar van nou af, hoe moet hy hom strategies posisioneer om die nood en die behoeftes van ons opvoeders die beste aan te spreek? So wat fantasties is hier, is dat, sonder om nou van die inligting onnodig vooruit te laat loop is dat daar is nie 180 grade ommekeer, jy weet nou na 'n ander rigting. Ek dink die leierskap, bestuur van die SAWE het oor baie jare moeite gedoen om die regte senuweepunte aan te spreek. Maar wat uit hierdie navorsing na vore kom, daar is definitiewe klemverskywings wat na vore kom. Soos as ek een voorbeeld net kan gee is, dienslewering is vir ons lede geweldig belangrik, want die onderwysdepartemente betaal almal nie betyds nie, hulle kry nie al hulle voordele nie, brood en botter sake is belangrik. Maar wat ons al moet gaan kyk, wat ons sien uit die navorsing is, 'n gedifferensieerde dienslewering. Jou onderwysers in die stede het 'n ander behoefte aan dienslewering as die ouens ver op die platteland. Die ouens in 'n klein skooltjie, wat kom ons sê in 'n kwintiel 1 skool is, het 'n ander behoefte as iemand wat in 'n kwintiel 5 skool is.
Ek dink dit is van die interessanthede wat uit die navorsing vir ons van onskatbare waarde gaan wees. Daar's geen twyfel dat ons kunsmatige intelligensie baie sinvoller en vinniger ook kan inbring, om ook die diversiteit van die aanbod van dienslewering, jy weet, te kan gee. Ons jonger generasie onderwysers wil dadelik 'n antwoord hê. So 24 uur, 7 dae 'n week, wou hy kan skakel, hy wil sy versoek insit en hy wil dadelik, jy weet, terugvoer kry. En ek dink dit is die klemverskuiwings wat vir ons op die tafel is, wat ons ongelooflik opgewonde en wat ou daarna gaan kyk. Aan die een kant sê ek ook vir myself, dis eintlik so 'n unieke geleentheid wat die SAWE as onderwysvakbond het, om eintlik 'n toenemende meningsvormer binne die onderwysstelsel te kan wees, soos wat die onderwysdepartement, jy weet, al hoe meer op die agtergrond skuif. So ons kan al hoe meer, ons het baie meer kontak met die minister, met kom ons sê die DG en sy span, waar ons inisiatiewe deurgee en waar dit met groot vrug na geluister word en ons kan begin agterkom maar hoor hierdie goed begin onderwys vir ons in 'n beter rigting met in. So ek dink ons meer aktiewe betrokkenheid is 'n ongelooflike geleentheid wat ons het en ek dink die SAWE as vakbond moet dit net met albei arms bly aangryp. Jy het vroeër gepraat oor wat is die werklike doel of rol van 'n skool. Ek is nuuskierig oor dit. Ek het nou 'n graad R, sy gaan volgende jaar graad 1 toe. So kom ons praat oor dit en ook eintlik die hele skoolomgewing. Ek dink baie mense dink jy laai jou kind by die skool af en dit is die skool, maar dit is tog eintlik 'n wisselwerking tussen al die rolspelers, die ouers, die beheerliggaam, die onderwysers, die hoof, die leerdlinge self. So kom ons praat bietjie oor die skoolomgewing en almal se pligte, verantwoordelikhede binne daardie omgewing. Ek dink dit is baie belangrik Daniela dat ons sal besef dat eerstens die professionaliteit van die onderwyser is binne daai hekke en ek dink uit 'n onderwysoogpunt uit is dit baie belangrik en dat almal se rolspelers moet geag word. Vir my moet 'n skool 'n lekker plek wees waar 'n kind homself kan geniet, waar hy veilig kan voel en dan waar hy natuurlik kognitief en fisies gestimuleer kan word om uiteindelik die beste te kan wees. En so het voorskool, graad R het hulle spesifieke doel, die verskillende fases binnekant 'n laerskool en dan die hoërskool ook om verskillende goeters uit te gaan kyk. Ek dink baie keer net ons oorgedrewe fokus op prestasie maak die omgewing sleg. En ons kry dit tussen kinders en ons kry dit tussen personeel, ons kry dit tussen skole, en ons kry dit ook tussen ouers en families en dit dink ek gooi die gewig na die verkeerde kant toe die hele tyd. En daar's nou al grappenders gewys na films wat hieroor gemaak is. En ek dink regtig waar die hart van die onderwys is ons besig om te verloor, want ons sit die kind nie meer sentraal nie en ons sit die behoefte van die kind nie meer sentraal nie. Die behoefte is iets anderste as wat die kind is. En ek dink ons moet meer kind gefokus raak binnekant ons skole. En dan behoort ons hierdie ding omgedraai te kry. Maar ja, die ideale skool vir my is waar kinders gelukkig is, waar kinders voel hulle behoort, alle kinders. En waar jy die lewe ervaar en waar jy die reg het om te kan leer en om dan uiteindelik dan gevorm te kan word om jou plek te gaan volstaan. As ek by Paul aansluit Daniela is nou praat ek sommer as 'n pa en 'n oupa. As kinders, jy weet, na skool toe moet gaan, het 'n skool vir my een groot verantwoordelikheid. Hy moet vir 'n kind identiteit. Sy identiteit. Nie 'n geforseerde identiteit wat ander mense dink die kindjie moet hê. Hierdie kind moet homself. Met ander woorde, ek wil eintlik sê 'n skool moet 'n kind kan anker. Om te kan sê, weet jy wat, dit is, sê maar wie Louis Swanepoel is en binne die vermoëns en die talente wat die Here vir hom gegee het, kom ons maak die beste van hierdie kind wat jy kan maak. Sodat hierdie kind vir my, as hy na sy 12 jaar in die onderwys klaar is, moet hy nie twyfel oor wie en wat hy is. Want die curveballs, as ou dit so kan stel, wat jy in jou lewe kry, veral daarna, kry jy dan in 'n minder beskermde omgewing. En dan moet jou identiteit sterk genoeg wees dat jy kan staande bly. Nie in jouself te twyfel nie, maar jou waardestelsels en die beginsels waarop jy jou lewe rig, dit moet vir jou sterk genoeg wees, jy weet, om jouself te kan handhaaf.
Nou, om dit te kan doen, is daar vir my een sleutelwoord. Dit is 'n skool het 'n verantwoordelikheid om 'n gebalanseerde kurrikulumprogram vir kinders te stel. 'n Skool waarin al die kinders van hierdie omgewing binne-in hulle kan vereenselwig, tuis voel en die spreekwoordelike verlengstuk van die ouerhuis kan wees, jy weet, na die skool. Jy moenie buite die skool heeltyd sit en wonder, jy weet, dit wat vandag by daai skool gebeur, is dit tot voordeel vir my kind of nie? Ek moet die volle verantwoordelikheid en die gerusheid hê om te weet hierdie skool is op pad met my kind in die rigting wat ek as ouer ook graag wil. En daarom as ek net 'n enkele opmerking maak oor 'n gebalanseerde skoolprogram, is dit vir my so belangrik dat jy al die fasette moet aanspreek. Nie net kurrikulum nie, maar ook buitekurrikulêre aktiwiteite, maar ook karaktervormende aktiwiteite en vaardighede waarna hierdie kind moet kan gaan. Paul het dit nou so mooi gesê, 'n kind moet kan behoort. 'n Skool moet niks eintlik wees as 'n gelukkige samelewing wat hier by mekaar is. Hulle moet kan sosialiseer met mekaar. Hulle moet waardering kan hê vir mekaar. Jy moet kan waardering vir jouself kan hê. Jy weet, binne bepaalde situasies. Ek dink dit is vir my rondom dit, en ek dink baie kere as ons veral kyk die afgelope tyd, die media is van tyd tot tyd, jy weet, redelik vol oor skole wat miskien te prestasiegerig raak. Jy weet, dit gaan so belangrik vir ons net oor daai wen Saterdag. Jy weet dat daar miskien eintlik 'n klomp skade plaasvind. Jy weet, binne daai skoolomgewing. So my vraag is dat 'n skoolhoof, 'n skoolbestuur, 'n beheerliggaam moet heeltyd hierdie appel tot hulle rig is om te sê, dit wat ons aanbied in ons gebalanseerde skoolprogram, is dit iets waaraan al hierdie kinders kan deel en wat hierdie kinders. Iemand het nou by geleentheid het hy nogal gesê, skool is mos 'n plek vir 'n klomp tieners. Jy weet wat hy bedoel. Het hy gesê, die fokus moet miskien meer skuif van teenagers na teamagers toe. Met ander woorde, ons is 'n span. Ons het mekaar nodig. En dit bring my ook so 'n bietjie uit, en miskien gaan ons later in die gesprek daaroor 'n bietjie praat, oor die hele kwessie van die belangrikheid vir my van moedertaal. Want jy kry dit nou ook in jou Afrikaanse skole, waar dit ook onder druk raak, waar ouers sê, maar weet wat, ek gaan nie my kind meer na Afrikaanse skool toe vat, want die wêreld is Engels. En die wêreld is, jy weet, veeltalig, jy weet wat op die tafel is. Gee my kind die blootstelling. Dit bring my eintlik net by die punt terug, en dis net 'n voorbeeld wat ek wil sê is, die skool is nie daar om kinders te leer Engels praat nie. Die skool is nie daar om 'n kind te leer Afrikaans praat nie. Die skool is nie net daar om 'n kind te leer somme maak. Maar die skool is daar om daai identiteit en karakter te ontwikkel. Sê, weet jy wat, ek het vaardighede binne in my, wat ek hier geleer het, wat ek kan gebruik om myself vorentoe daarin te bekwam, afhangende wat is die behoefte na skool in die omgewing waar buite ek. Ek dink daai is vir my so die belangrike wat 'n skool nie moet mis nie. En as ons mooi gaan vat, dan behoort alle skole, spesiale skole, in terme van kwaliteitskool, in terme van 'n skool om te sê, weet wat, die skool eintlik nou die naaste aan my ouerhuis is die beste skool. En ongelukkig is ons in vandag se tyd vanweë die gebrekkige ondersteuning van die onderwysdepartement, sodat ouers nie daai luukse mee kan hê om te sê, ek stuur my kind net na die naaste skool toe. Maar jy sal selektief moet gaan uitkyk. Maar my raad aan 'n ouer is, gaan kyk na 'n skool wat 'n identiteit vir 'n kind kan help vestig, wat die kind gereed kan kry vir die volwasse lewe wat vir hom lê en waar. Hierdie aanbieding van 'n gebalanseerde, billike program, waarin die kind kan voel, ek is gelukkig, ek leef my uit hierin, en ek is nie so onder druk om te moet presteer, dat as Saterdag nie reg loop nie, het die son ewe skielik nie meer kans om. Dit kan nie dit aan. Dis so mooi gestel, en dit laat my dink, ek het onlangs met 'n opvoedkundige sielkundige ook gepraat, Henny Foster, wat gesê het, hy het eerder 'n gemiddelde, gelukkige kind, as 'n toppresteerder wat sielsongelukkig is. En dit spreek tot wat jy gesê het. En jy het so mooi gestel ook nou, die skool moet die anker wees. As die skool die anker is, wat sal ons dan sê is die verwagtinge van ouers? Want dis dalk ook baie keer, jy dink jy laai jou kind nou by die skool af en nou by die onderwysers in die skool alles doen. So wat sal onderwysers se wekroep of vraag vir ouers wees, as jy nou namens onderwysers kan praat, wat is die verantwoordelikheid van die ouer om die onderwysers se hande te versterk? Weet jy, van my kant af dink ek, ons is, en dit is partykeer ons eie toedoen, is dat
ons is besig om die professie uit ons onderwysers se hande te laat uitgaan. En dit beteken ouers moet onderwysers vertrou om met hulle kinders die anker te wees binne kan die skoolomgewing. En ja, net soos daar onderwysers is wat dit nie kan wees nie, so is daar ouers wat dit nie kan wees nie. En ek dink dis die belangrike dit is die totale belangrike aspek is dat daai verband tussen wat gebeur in die skool en wat gebeur in die huis en hoe hulle kan hande vat om die kind die sentrale punt te maak. Dit is die belangrike aspek. Daarom dink ek is belangrik dat 'n ou daai wederwysige vertroue en respek sal hê vir mekaar se terreine, maar dat 'n ou kan saamwerk om dit te kan hanteer. Ons kan nie 'n skool bedryf sonder ouer inset nie. Dit is tog immers hulle kinders. Maar ons kan ook nie 'n skool bedryf sonder die onderwyser se inset in daai kind se lewe nie. En dit is baie 'n belangrike raakpunt om net vir mekaar te kan sê ook dat hoor hierso kom ons kry gemeenskaplike grond waaroor ons dan gaan praat. Moenie laat ons hierdie vinger wys dan dis jou skuld of is jou skuld of wat ook al nie. As die kind in daai skoolomgewing is, dan word dit wat by die ouerhuis is versterk, maar wat die kind in die ouerhuis is, word dit wat by die skool gebeur het, ook moet dit versterk word. En ek dink dit is die belangrike punt. Ek dink ons verloor dit dalk 'n bietjie want dit is regtig 'n blameerspeletjie baie keer en die kind is in die middel. En baie keer is dit nodig om eerlike gesprekke te hê op 'n goeie platform. Ek praat van 'n persoonlike platform wanneer daar 'n probleem mag opduik, 'n professionele probleem, emosionele probleem, maak nie saak wat dit is nie, dat 'n ou dit kan na gaan doen. Maar dat ons mekaar die ruimte kan gee om seker te maak dat die belangrikste persoon in die vertrek is die kind. En ons moet daarby uitkom. Aansluit Daniela, daar's verskillende rolspelers wat deel is van hierdie identiteit van die kind wat gevorm moet word en gevestig moet word. Jou ouer komponent, jou onderwysdepartement, jou owerhede, dan het jy jou skoolbestuur, jy weet, opvoeders, daai gedeelte, jy het jou skoolbeheerliggaam wat daar is, en almal van hulle is broodnodig in die rol wat hulle speel. Maar wetgewing en regulasie is baie duidelik oor wat is die verantwoordelikheidsterreine. En ek dink net, ons moet dit respekteer. En ek dink ons moet daarna baie mooi. Ons moet nie so angstig raak. En kom ons praat miskien uit 'n ouer hoek uit. 'n Ouer moenie soveel angstigheid en twyfel in homself het, dat hy naderhand nie sy kind vertrou nie, en ook nie of onderwysers wat met daai kind die pad loop, vertrou nie. Ek het 2 opmerkings wat ek een keer by ouers gekry het. Een was van 'n graad 3 juffrou, wat vir my gesê het, sy sê dan, as sy klaar is met haar klasie, dan stap sy saam met hulle nou basies tot by die hek, en dan by die ouers. Nou sy sê, sy het dit nou al 'n bietjie 'n studie gemaak, hoe die ouers dan op haar toesak. Vrou, ons wil net gou vinnig hoor, ons sien julle het nou wiskunde breuke gedoen, volgens die syllabus en hierdie tipe van dinge. Jy moet 'n bietjie gaan kyk, jy weet, op die tegnologie, is hier verskriklike oulike tegnieke wat jy kan gebruik, jy weet, in die klas, om die verduideliking nog makliker en eenvoudig te maak. En sy sê, jy weet, elke keer dan voel dit vir haar partykeer, wie jy die mense dink nie, sy is heeltemal toegerus om hierdie werk te doen nie. Tot sy een keer op 'n kol weer vir 'n ouer op 'n baie mooi manier net gesê, maar wie mevrou, wees rustig dan. Daai is my verantwoordelikheid. Wat kan ek nou vir jou sê, my klasie, met wie ek vandag hierdie aspek in wiskunde hanteer het, hulle was nie gereed om daai moeilike tegniek. Daar was ander emosionele goed op hulle. Belangrike, miskien ekonomiese gebeure, hoe COVID 'n land tref, dan gaan oorlewing, lewe, is belangriker as om 'n wiskundebreuk te kan. So vertrou my net, ek loop met hierdie kinders 'n pad. Ek sal julle op hoogte hou as dit is. 'n Ander baie mooi voorbeeld wat ek by geleentheid gekry het is, waar 'n jong skoolhoof in 'n baie gegoede gemeente inbeweeg het, met 'n baie intimiderende beheerliggaam, pragtige mense met ongelooflike posisies, titels. En hierdie ou sê naderhand, hy het so minderwaardig gevoel as hy partykeer in 'n vergadering instap. Hy kan nie heeltemal by hierdie standaard van gesprekke altyd lekker by uitkom nie. Tot hy besef het, hy moet hom regkry. Daar is niemand in hierdie beheerliggaam vergadering wat meer oor hierdie skool weet en van opvoeding weet as hy wat daar sit.
Die anders kan hoofregters wees, hulle kan uitvoerende beamptes wees van groot maatskappye, maar hieroor weet hy dieselfde. Hy sê totdat dit 3 weke na sy aanstelling, toe kom daar ook 'n baie hoë kwaliteit ouer daar by hom ingestap. Vermoënde mense, suksesvolle mense. En hulle stap in die kantoor in en hulle sê of hulle die deur kan toemaak en hy dog toe, o wêreld, hier tref dit my nou, ek gaan nou hoor tot wat is ek in staat. En eintlik sê hierdie ouers vir ons, meneer, jy moet ons help, ons kind weer. Ons hoë kwaliteit lewe is wonderlik, ons is geseën daarmee. Ons het ons kind verloor. Hoe gaan ons kind? Ek dink dit is wat ouers moet verstaan. En dit is die unieke en die ongelooflike mooi posisie wat opvoeders het. Jy weet, daai pad wat hulle met hulle loop, kleintjie in die hand vat, stap op die netbalbaantjie, op jou hokkieveld. Daai juffrou, daai meneer, ken die angs in daai kind se hartjie. Want dit is nie die eerste kind wat, kom ons sê, wat hy nou hanteer nie. Dis moontlik die ouer se eerste kind. Maar dit is vir hierdie onderwyser, al miskien 100 kinders, jy weet wat uit hierdie pad gaan. En kom ons vertrou mekaar wat dit aanbetref. Ek wil daardeur nie die belangrike rol van al die rolspelers iewers miskien nie. Ouers kan 'n fantastiese rol in bydra aan skool. Die owerhede kan 'n fantastiese rol speel. Die beheerliggaam kan 'n fantastiese een. Maar wat Paul baie mooi gesê het, as jy al hierdie rolspelers se rol bymekaar gooi, moet dit oor een ding gaan. Hoe bevorder ons belange van kinders in skool? So goed opgesom, dankie. Ons praat nou oor mooi en positiewe dinge en ek wil hê ons moet sommer ook dan vorentoe kyk. Ek wou eers vir julle vra 10 jaar, maar ek dink ek gaan dit maak dalk 13 jaar, want soos ek nou sê, my graad R is volgende jaar graad 1. Soos ek vinnig die somme doen, is sy in 2038 in graad 12. Wat maak julle opgewonde oor die toekoms tot die jaar wat my dogter in matriek gaan wees, van die onderwyslandskap? As ons positief kan praat, wat maak ons opgewonde? Wie wat maak my ongelooflik opgewonde? Ons moet nie ons kinders onderskat. As ek byvoorbeeld kyk na ons kinders, dan groet ek 'n matriekgroep wat nou op pad is universiteit toe. Dan hoor ek hulle gaan moontlik na my alma mater toe. Sê ek vir myself, ek wens ek kon vir hierdie kinders hulle kon die geleenthede gekry het toe ek op universiteit was, toe hulle daar kom. Net om na 'n paar maande, as hierdie kinders terugkom van die universiteit af, hulle kom gou hallo sê by die skool, of by te sê, meneer, ons is by die beste universiteit. Hulle het op golf my gesê, meneer, ek wens meneer hulle het die geleenthede gehad wat ons nou daar het. En wat ek daardeur wil sê is, ons moet vir een ding pas op. Ons moet nie deur 'n ou bril ons kinders se pragtige vars toekoms wil probeer bekyk en ietsie kry. Vertrou ons kinders, wees ondersteunend en ek wil vir julle sê, daar is ongelooflike geleenthede wat na vore kom. In my beginjare in die rekeningkunde klas, in die besigheidstudieklas, het ek vir die kinders gesê, jong, as ek na die artikels lees, dan sê hulle oor 10 jaar van nou af, gaan 80% van die beroepe wat nou bestaan, eintlik nie meer bestaan nie. Dit gaan alles nuwe beroepe wees. Dan sê ek vir myself, ek sê dit vir die kinders, maar ek glo dit nie. Maar ek bedoel, as ek nou gaan kyk, hoe ons jeug die tree gee vorentoe, om hulle eie entrepreneuriese vaardighede op die tafel te sit, hulle eie vertroue op die tafel te sit, is dit fantasties. En as jy nou gaan kyk, ek bedoel, hier is nou 'n skooltjie wat nou by NASA gaan uitkom, wat rondom die ruimtelike, jy weet, met bepaalde navorsing na vore gekom het, wat op skoolvlak gedoen is. Hulle het die geleentheid om dit te kan doen. En ek dink, dit maak my so opgewonde. En ek dink ons moenie toelaat dat ons hierdie energie en hierdie opgewondenheid en optimisme laat skade kry. Ons moet dit bly water gee. Hulle sê mos altyd, daar is 2 honde wat binne 'n mens beklei. Goeie hond en die slegte hond. Watter een gaan oorleef? Die ene vir wie jy kos gee. Hy gaan oorleef. Moenie toelaat dat die negatiewe, die pessimisme na vore kom nie. Dis jammer om te sê, ons staat is nie suksesvol nie. Want miljoene mense kry swaar, kry honger, het moeilike omstandighede wat daar is. Maar weet jy wat se geleenthede maak dit nou oop? Vir jong mense wat kan sê, ons gaan hierdie leemtes vul en ons gaan dit van daar af vorentoe. En daarom voel dit vir my, uit daai oogpunt, dink ek is daar 'n ongelooflike toekoms wat vir ons kinders vorentoe wag. En ons moet met opgewondenheid saam met hulle gaan. En dan uit die aard van die saak ook vanweë my waardegedrewenheid.
is dit so dat die Here sou ons mos nou nie hier geplaas het as hy nie met ons pad het vorentoe nie. En daarom kom ons bly net aan hom vertrou en aan hom vashou en hy sal vir ons elke dag die bietjie brood gee wat ons nodig het om met entoesiasme hierdie loopbaan en hierdie professie verder. Wat maak jou opgewonde, Paul? Ja, nee, Daniel, Roy praat so baie en mooi en goed inspirerend. Ek wil regtig waar sê, ek dink nie, of ek weet, ons het nou al 30 jaar in die onderwys en elke 10 jaar vorentoe en elke graad 1 wat ingekom het, is op 'n patroon gebrei om graad 12 op 'n manier uit te kom. En dis nie 'n swak stelsel nie. Ek moet dit eerlikwaar sê. Ek dink in terme van toe ek op skool was en ek dink waar ek geëindig het met wat vir my vasgelê het in daai tyd, waar jy op 'n jonger generasie op dieselfde uitgekom het, jou suksesse. Ek dink in terme van die pessimisme rondom die onderwys is 'n klomp twak. Ons is veerkragtig, ons pas aan, ons het deur curriculums gekom wat ons nie gedink het ons kinders reg voorberei nie. Ons is terug op ou curriculums, ons hanteer dit. Ons kinders is nog steeds baie goed toegerus vir die toekoms waarin hy ingaan of sy ingaan na graad 12. En ek dink kom ons vertrou daai stelsel rondom dit, maar die veerkragtigheid wat dit vir ons bied om vorentoe te gaan, dink ek is net ongelooflik. En ek dink in Suid-Afrika is daar oor die wye spektrum en ongelooflike goeie voorbeelde, ten spyte van, en ek dink ons moet daarop fokus, ten spyte van sosio-ekonomiese omstandighede, is daar gemeenskappe, arm gemeenskappe, gegoede gemeenskappe, wat topkinders lewer, binnekant, en dis wat ek wil terugkom, wat Louis regtig waar gesê het, ons moet 'n mens vorm, en ons moet nie noodwendig kennis vorm nie, want die kennis kan ons baie maklik kry. En skole se fokus moet gaan wees oor, hoe kan ek daai mens geanker kry, hoe kan ek daai mens die waarde gee, hoe kan daai mens die sagte vaardighede hê, om veerkragtig te wees, as ek daar uitbeweeg. En ek dink, 'n skool beweeg saam met die omgewing, al dink hy nie so nie, beweeg saam met die omgewing, beweeg saam met die eise, en dan op die ou end van die dag, so vir 13 jaar, vir jou kleintjie van nou af, kan ek net doeteenvoudig sê, hoor hierso, die stelsel is goed, hy werk gewerk vir my, gewerk vir jou, en vir jou kind ook werk, in terme van 'n voorbereiding vir die toekoms. As ek net nog een voorbeeld kan gee, om jou vraag, sommer reguit te antwoord. As iemand vir my moet sê, ruil die skole wat ons in vandag se tyd, terug na die skole toe, in 1994, voor die demokrasie afgeskop het, sê dit nooit doen. Ons skole is absoluut op 'n volgende vlak van funksioneer. Wat het in 94 ons teruggehou? Baie reëls en regulasies. Bureaukrasie het ons doodgemaak. Jy kon niks doen voor die onderwysdepartement in die hoofkantoor nie vir jou gesê jy mag dit doen nie. Jy kon dit nie doen nie. Wat het in vandag se tyd gebeur? Waar die owerhede so 'n bietjie beheer verloor het wetgewing, het regulasies geleentheid gegee vir ander rolspelers. Vakbonde kon inkom, beheerliggame kon inkom. Ons kon almal meer saam planne maak om vir elke skoolgemeenskap 'n beter skool daar te stel. So ons skole in vandag se tyd is op absoluut nie 'n vergelykbare pad teenoor wat ons gehad het. En daarom dink ek ook, ons ouers moet net met entoesiasme saam in die kruit klim en hierdie pad met ons saamstel. Dankie, ek as ouer is nou besonder entoesiasties, so dankie daarvoor. Ek dink ons het almal ook so 'n storie van 'n onderwyser wat so 'n verskil in jou lewe gemaak het. Jy het nou gepraat van die onderwyser is nie net die persoon wat daar voor die klas staan en jou leer om somme te maak en te skryf nie. So vertel my net so vinnig, ter afsluiting, elkeen van julle 'n onderwyser wat 'n impak op jou lewe gehad het. Ja, ek weet wat Louis gaan sê, maar ek gaan nie syne vat nie. Weet jy, juffrou Louisa Koetser was my sub A en sub B juffrou gewees, en ek is bevoorreg, haar jongste seun is ook 'n skoolhoof. Was dit daar in die Oos-Kaap gewees? Was in die Oos-Kaap gewees, was in die Kinders Primary School gewees, en ek sal nooit vergeet, die inspekteur het gekom, daai tipiese Jannie kom met die inspekteur storie. En ek was 'n klein rooi kop woelwater gewees, en toe ons klaar was, ek sê nog vir my vriend, nee, wat man, wie is hierdie ou, et cetera, maar toe hy uit is, toe het ek al gevoel.
op verskeie maniere in terme van, sy het nogal my side's gevat en het net gesê, hoorie, so, jy moet nou mooi luister as ek hier met jou praat. Maar ongelooflike respek gehad. Juffrou Koetser was net vir my 'n bakermat van 'n professionele vrou, 'n moeder, een wat ek nie teëgepraat het nie, maar wat ek regtig waar en my ma het haar ten volle vertrou. In die hoërskool moet ek eerlikwaar sê, ek het 'n goeie rigtinggewende persoon gehad, Afrikaanse hoërskool, my rekeningkunde onderwyser, ek is nie 'n rekou van 'n dag oud nie, maar my rekeningonderwyser, meneer Jan Stroebel, ook saam met my op die verskillende uitvoerende SOE strukture gedien. Meneer Stroebel hy weet dit nie, en ek het dit al vir hom gesê, maar as gevolg van hom het ek 'n onderwyser geword, en ek dink dit is belangrik dat 'n ou dit sal doen. Baie meer waarde en wysheid gegee as kennis. En daai twee persone sal ek vir altyd onthou. Wonderlik. Twee persone wat my pad gekruis het, Dr. Basie Jansson, die hoof van Potchefstroom. Sy kern bydra in my lewe is om kind altyd sentraal te stel. Alles wat ons doen by die skool gaan in belang van die kind, voordeel van die kind. So dit was vir my iets besonders, en ek wil vir sê, en ek het ook 'n persoonlikheid om maklik daarmee te assosieer. Want dit is hoekom ek in die onderwys wil. Ek in 94 in Nelspruit gekom het, was meneer Kon Booyens, was hy skoolhoof, en hy was skoolhoof by Hoërskool Nelspruit, ek dink vir 25 jaar. Nou, meneer Booyens was weer 'n baie streng persoon, meer taakgerig, maar 'n persoon wat verskriklik strategies, jy weet, die lewe gevat het. So in 94, toe die nuwe demokrasie kom, toe is ek deel van die topbestuur, en ons het die oggend ingestap, en hy het gesê, goed, vandag is die nuwe ingebruikneming van die nuwe landslag. Kan ek gou vir julle vra, sê julle as topbestuur vir my, wanneer huis ons die nuwe landslag? Jong, en almal van ons koppe is my onder, hy moet nou net nie na ons kyk, jy weet, dat ons moet reageer nie. En hy sê toe, kom ek vra vir julle, gaan ons die landsvlag eendag, die nuwe landsvlag, gaan ons om eendag wel huis? Almal sê, ja, ons gaan. Hy sê, nou kom ek maak dit vir julle maklik, ons doen dit van vandag. En gaan huis die landsvlag. Hy het verder gegaan, hy het altyd 'n bokbaartjie gehad, en sy bynaam was gewees Bokbooyens. En hy het daai eerste dag met die nuwe demokrasie het hy ingekom, en hy het in die skoolsaal gegaan, en hy het gesê, luister, julle kan sien ek lyk anders, ek het my bokbaard afgesien. Want bokbaartjie kan maklik jou moontlik, jy weet, terug, kom ons sê, verwys na, jy weet, meer konservatiewe benadering, teruggrype na die verlede toe. So wat ek vir julle wil sê is, ek is hier as hoof van Hoërskool Nelspruit, om saam met julle 'n pad te loop in die nuwe Suid-Afrika, ons voorlê. En ek wil vir jou sê, Daniela, sy strategiese visie, hy het die hele klemverskywing vir my gehad van om 'n bestuurder te wees van 'n skool, het hy vir my geskuif om 'n leier te wees van 'n skool. Alles wat jy moet doen, moet rasionaliteit hê. Ek wil hierdie ding doen, want wat wil ek op die ou einde, jy weet, gaan bereik, tot voordeel van kinders in skool. En daai twee mense, dink ek was so geseënd, dat ek met beide van hulle in baie lang tyd, jy weet, 'n pad kon loop, en so baie van hulle het op my afgevryf, dat ek die Here net nie genoeg voor dankie kan sê. Baie dankie vir julle tyd, Paul en Louis, dat julle nie net gesels het oor die organisasie nie, maar eintlik oor onderwysers en die onderwys in Hebreë 'n positiewe boodskap gee. Dink vir my wat nou 'n ouer is en by 'n beheerliggaam organisasie werk, dit is lekker om te weet daar's mense soos julle wat in die beroepe staan en wat regtig 'n hart vir die onderwys het. Dankie. Baie dankie, Danielle. Groot voorreg. Dit was dan nog 'n episode van die Skoolkompas met die SAOI. Dankie vir die saamkyk en die saamluister, en maak seker jy teken in op Wetsas se YouTube kanaal en skakel ook in vir ons volgende episode. Tot dan.